Welkom by my mentorprogram. Ek wil net graag myself aan jou voorstel. Ek is Abraham Kutse. Die meeste mense in die skaap- en wolbedryf ken my sommer as Bram. Ek lyk daarom nie altyd so nie. Ek wil net nie hê jy moet verkeerde kant toe skrik as jy my die eerste keer sien nie. Die program gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou as skaapboer en hoe ek 'n verskil kan maak in jou lewe en in jou boerdery. Nou, as jy wonder hoekom jy enigstens na my moet luister, dan wil ek net so 15 minute van jou kosbare tyd hê om so 'n bietjie agtergrond oor myself te gee en hopelik sal dit vir jou gemoedsrus gee in jou besluit om saam met my deur hierdie program te werk. Ek is al vir meer as 30 jaar in die skaap- en wolbedryf. Eintlik is ek al lewenslank in die skaap- en wolbedryf, want ek het op 'n skaapplaas groot geword in die suide van Namibië. As jy sien daar waar daai rooi kolletjie is 'n dorpie Betani. My pa het in die Betani distrik geboer, my ou boetie boer nog steeds daarso. Ek het met karakoolskape groot geword, my pa het pelse geproduseer. My ou boetie boer vandag met van rooi skape en 'n bietjie dorpers en boerbokke. Nou in daai jare in die laat 70's, die karakoolbedryf was absoluut fantastiese bedryf om te wees. Die manne het geld gemaak soos bossies. Hulle het gepraat van die swart diamante. Daaronder in daai fotootjie kan julle sien, daar staan 'n mooi kerkgebou. Nou daar was net 'n paar boere in Betani distrik en hulle kon dit regkry om vir hulle 'n splinternuwe kerk te bou in daai tyd. So dit het baie goed gegaan met die skaapboere in Namibië in daai tyd. Ek het skool gegaan, eers op Betani, laerskool en later in Keetmanshoop. Ek het gematrikuleer in Keetmanshoop in 1982. Daarna is ek weermag toe, 83, 84. Ek het opleiding gehad by 1 valskermbataljon en daarna is ek af na infanterieskool in Oudtshoorn en my laaste jaar in die weermag het ek diens gedoen by die 201 bataljon, die Bushman bataljon, wat deel was van die Suid-Afrikaanse spesiale magte. So dit was my weermagloopbaan. En toe ek in 1985 as ek Stellenbosch Universiteit toe. Daar het ek gaan landbou studeer. Ek was in Huismaree koshuis gewees. Ek het 1989 het ek my graad voltooi in my BSc landbougraad en toe het ek in 1990 het ek honeursgraad gedoen in skaap- en wolkunde met my hoofvakke voeding, bestuur en teeling. En na universiteit is ek toe na die Suid-Afrikaanse Wolraad toe. Die Wolraad het my beurs oorgevat by die destydse Namibiese regering. En ek is toe gestasioneer in Kraddock, waar ek aangestel is as 'n skaap- en wol adviseur. Ons het 47 distrikte gewerk van Kraddock kantoor af. Ek het saam met Jan Petrol de Tooy gewerk. Hy was my mentor. Die ouer manne sal weet, hulle sal hom ken. Hy was 'n legende in die skaap- en wolbedryf. En ons hoofdoel was om winsgewende wolskaap boerdery of produksie te bevorder onder boere. Ons moes inligtingsdae reël. Ons het kudde evaluasies gedoen waar ons boer se jong oetjies afgetel het, 50 jong oetjies afgetel het en dan het ons hulle geëvalueer volgens hulle bouvorm en woleienskappe ensovoorts om te kyk hoe lyk dit en dan elke jaar is daai kudde evaluasie gedoen en dan te kyk of daar enige vordering was met sy kudde ten opsigte van sy jong oeye. Ons het minikudde kompetisies gehad by omtrent elke landbouskou wat daar was daar minikudde kompetisie waar die boere dan so 10 oetjies ingeskryf of 7 oetjies wat ons geëvalueer het en geplaas het. Daar was arbeiderskursusse gewees, ons het wolkursusse gedoen, springbokkursusse. En dan was ek ook baie betrokke by ooi-projekte saam met Dr. Bucks Olivier van die Landbou Navorsingsraad. In hierdie ooi-projekte het ons verskillende boere se ooie op een plaas bymekaar gebring. 10 ooie van elke boer en dan daai ooie in 'n projek geloop vir 2 tot 5 jaar. Die ooie is geskeer. Ons het hulle wolproduksie gemeet, ons het hulle reproduksie gemeet, ons het waardes gekoppel aan die wol en aan die vleis in samewerking met Grootfontein Landbou College
en dan ons waardes, produksie en reproduksiewaardes bereken op dit om te bepaal wat is die potensiële inkomste van so ooi, of wat sou so ooi gerealiseer het op 'n plaas. En dit het vir ons tot baie insigte gebring rondom wat 'n skaap regtig geld maak, en dit was nie noodwendig altyd die mooi skaap wat die meeste geld gemaak het nie. En ek was betrokke daar by die wolraad tot in 1996, en toe het die bemarkingsrade basies ontbind met die nuwe regering wat in bewind gekom het, en ek het besluit ek gaan eerder my pad vat saam met my skoonpa, en toe is ek Koelsberg toe, en daar het ek vir Towerberg vleisverspreiders gaan werk en Midlands Abattoir, en ek was hoofsaaklik verantwoordelik vir die bestuur van die abattoir, die operasionele bestuur van die abattoir, die werwing van die vee, die slagproses, die verwerking, by Midlands Abattoir is verwerking ook gedoen, die bemarking van die karkasse, die bemarking van hierdie vleisprodukte. Ons het ook gevriesde vleis, boksies vleis verkoop, wat ons gelewer het in Johannesburg, by City Deep, en in die Kaap, met verspreidingsnetwerke wat ons daar gehad het. Ek dink net vandag, met die tegnologie tot ons beskikking van digitale bemarking, is dit 'n absolute fantastiese model wat 'n mens kan hardloop. Daai tyd was dit nie so maklik nie. Ons het in daai tyd slagtings gedoen in Calvinia, Wollaston, Carnarvon, Koelsberg, Betuli, Steynsburg. Op die piek van die tyd het ons by die 3000 skaap per dag geslag, en daai karkasse moes uit die aard van die saak geskuif geword het tussen Johannesburg, Durban en die Kaap, en ook dan die verwerkte produkte. So dit was nogals 'n redelike uitdaging geweest. En ek het in einde 2002 besluit ek wil teruggaan na die wolbedryf toe. Die vleisbedryf is 'n bietjie te veel op en af vir my, en ek het 'n pos gekry in 2003 by BKB, waar ek aangestel is as 'n tegniese skaap en wol adviseur. En die tyd by BKB was baie lekker geweest. Ek het dit baie geniet. Ons het die boere geadviseer met ramteling, en ons het skaapgeklas seleksie gedoen, klas van jong ooe, ons het skeerhokbesoeke gedoen, skeerseladvies gegee, ons het skeerspanne gereël, stoetvee veilings gedoen, ons het wolskole aangebied by onder andere Malo Landbouskool, en dit was 'n baie lekker ervaring vir my gewees. Ons baie een op een met die boere gewerk, en toe in 2007 het daar pos weer oopgegaan by die Nasionale Wolkwekersvereniging Suid-Afrika, en dit was eintlik dieselfde pos wat ek gehad het by die wolraad. Ek het toe Dr. Louis Dubuisani wat by Grootfontein gewerk, hy het toe uitgegaan, en hierdie pos het weer beskikbaar geraak, so ek het toe maar net eintlik maar weer teruggegaan in my oorspronklike werk wat ek by die wolraad gedoen het, en ons het toe weer inligtingsdae gedoen, baie studiegroepe gedoen, boerderyontledings van verskillende wolskaapboerdery. Ons was betrokke by die skryf van die kode vir beste praktyk vir wolskaapboerdery, en ons was ook baie nou betrokke om te help vir boere om probleemdierbeheer te verstaan en toe te pas, saam met Neil Viljoen wat baie goeie werk doen rondom probleemdierbestuur by die NWKV. En toe is ek in 2009 na Consortium Merino. Hulle het my genader om as bestuurende direkteur te dien op hulle groep van maatskappye of in hulle besigheid. So ons het toe in 2009 daar begin, en ons het 'n publieke maatskappy begin waar ons 'n prospektus gehardloop het om befondsing te kry vir beleggers om in te koop in skaapboerdery. Ons kon nie heeltemal die minimum vereistes aan die minimum vereistes voldoen nie, en ons het toe die publieke maatskappy ontbind, maar dit was ook toe die begin van Consortium Merino se maatskappystruktuur, wat ek moes verder uitbou en ontwikkel. Ons was betrokke by die ontwikkeling van die Consortium handelsmerk, en dan was daar ook
'n beleggingsmodel wat ons ontwikkel het vir boere om in vee te belê wat dan onder konsortium se toesig bestuur sal word of bestuur word en ja in die tyd was ek betrokke by basies by die ontwikkeling van al hierdie goede van die maatskappystruktuur af deur die boerderyeenhede die konsortium teelbeleid konsortium het satellietteelers bygekry wat deel was van konsortium van die konsortium handelsmerk om ramme te teel onder die konsortium handelsmerk. Want konsortium kon nie aan sy eie behoeftes of aan sy rambehoefte voldoen nie, so hy moes satellietteelers bykry. Daar was te veel aanvraag vir die aanbod. En verder het ons dan die boerdery of was ek betrokke by die ontwikkeling van die boerderystelsels van die boerderyeenhede wat hierdie skaap moes bestuur in terme van die beplanning, inventaris, rekordhouding, boekhouding, produksiebestuur, reproduksie, die monitering daarvan en die evaluering van al die data. En voordat ek weg is by konsortium in 2019, het ons so 50,000 eenhede onder bestuur gehad, waarvan plus minus 100,000 hektar huurgrond was en dan was daar ook 'n hele paar boere wat namens konsortium eenhede bestuur het. En in 2019 het ek besluit om klaar te maak by konsortium en dan te fokus op Amali wat my eie besigheid is en net so 'n bietjie agtergrond oor Amali. Ek het in 2006 begin met 'n gastebesigheid in Kraddock en ons het begin met begin met 2 gastekamers en vandag het Amali bestaan uit 6 gastehuise met 60 beddens wat hoofsaaklik deur my vrou bestuur word en ek het na ek by konsortium weg is dan het ek begin met Amali digitale bemarking in 2020. Ek het myself gesê as jy wil weet of as jy jou besigheid wil vorentoe vat, dan moet jy verantwoordelikheid neem vir die bemarking van jou besigheid en ek het besluit die nuwe pad of die nuwe wêreld daar buite is digitale bemarking en ek het my gaan instudeer oor die afgelope 5 jaar in digitale bemarking wat onder andere insluit die bou van webblaaie, e-pos, outomatisering, Facebook advertensies, YouTube advertensies, LinkedIn advertensies, hoe om digitale of hoe om sosiale media platforms te optimaliseer om die beste myle uit dit uit te kry in terme van jou besigheid en jou advertensie. So ek het al daai goede gedoen. Ek het op 'n stadium 'n bietjie wat hulle noem dropshipping gedoen waar ons produkte in Amerika, in China aangekoop het en dan in Amerika verkoop het. En ek het met die laaste 2 jaar besig gehou met wat hulle noem die affiliated marketing, waar ek prostaat aanvullings verkoop het in die Amerikaanse mark. Op hierdie fotootjie links onder kan julle sien daar het ek 2 toekennings gekry vanaf Clickbank vir 2024-2025 en dit was vir die verkoop van meer as 8 miljoen rand se prostaat supplemente. En daar op die regterkant kan julle sien is my Natural Health is my YouTube kanaal wat ek gehardloop het in die tyd en ja, dit het my gebring met al hierdie goede by Welvaart met Skaap, by die Welvaart met Skaap mentorprogram. En ek het besluit ek wil al die kennis wat ek opgedoen het tot nou toe in terme van skaapboerdery, in terme van die abattoirbedryf, in terme van besigheidsondervinding wat ek opgedoen het by konsortium en in my eie besighede en dan die verstaan van die digitale wêreld om dit alles aan mekaar te sit en om my kundigheid te deel met skaapboere. Nou die groot rede hiervoor is ek sien dat skaapboere kry swaar.
My broer wat op ons familieplaas daar in Namibië boer soos julle gesien het, ek meen die manne gaan deur droogtes en die tye is nie maklik vir boere nie. Maar ek dink as ons kan bestuur wat onder ons beheer is, dan kan ons dit vir onsself beter maak en meer winsgewend maak onder die omstandighede waarin ons boer. So daar is maniere wat ons mense dit kan doen en ek wil graag my kennis deel met elkeen wat wil betrokke raak by hierdie welvaart met skaap mentorprogram. Ek wil probeer om 'n verskil te maak en ek vertrou dat ons baie by mekaar sal leer in die proses, want elke boerdery is verseker uniek en alle oplossings is nie van toepassing op alle plase nie. So ons sal moet oop wees vir opinies, ons sal moet oop wees vir nuwe idees en om te kyk of ons nie dinge bietjie anderster kan doen en ja, enige verandering moet 'n verbetering wees, want dit help nie jy doen 'n verandering as dit nie 'n verbetering is nie. So in die volgende video wat opkom, gaan ek vir jou vertel hoe jy of wat jy moet doen om die heel beste waarde te ontsluit uit hierdie mentorprogram. Ja, en ek hoop ons sal 'n fantastiese tyd saam hê en dat ons saam sal groei en saam sal ontwikkel in hierdie proses. Baie dankie vir jou tyd. Sien jou in die volgende video.